Daar is twee paaie waartussen elke mens op hierdie aarde kan kies. Die een pad is die pad van God, wat 'n pad van gehoorsaamheid aan hom, sy wil en sy weë is. Die ander pad is die pad van die wêreld. Dis 'n pad van opstand, ongehoorsaamheid en vernietiging. Elkeen van ons besluit self watter pad ons gaan stap, en die besluit wat ons daaroor neem, bepaal nie net die lewe wat ons hier leef nie, maar ook ons ewige bestemming. In Psalm 1 vergelyk die psalmis die twee groepe mense wat op hierdie twee paaie stap. Daar is die regverdiges wat God se pad gekies het. Dan is daar ook die goddeloses wat die pad van die wêreld gekies het. Vandag gaan ons die volgmetode gebruik om die eerste 3 verse van hierdie psalm van nader te bekyk en te sien wat die Here ons daaruit wil leer. V. Vra God se leiding. Ons begin met die V van volg. In hierdie eerste stap vra ons die Here om ons te help om raak te sien wat hy ons wil leer. So kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir elke geleentheid wat ons het om tyd saam met U in die woord te spandeer. Dankie vir elke boek van die Bybel en dat U dit gebruik om U self aan ons bekend te maak. Vandag bid ons soos Moses gebid het en ons vra, maak U wil aan ons bekend, sodat ons U kan leer ken en kan doen wat U verwag. Ons bid dit in Jesus se heilige naam. Amen. O. Ondersoek die teks. Die tweede stap van die volgmetode is die O, waar ons die teks wat ons gaan studeer ondersoek, deur dit te lees en ook in kort te verduidelik wat daarin staan. So kom ons lees Psalm 1 vers 1 tot 3. Daar staan: Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie met sondaars omgaan en met ligsinnige saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. In 3 verse beskryf die psalmis die eienskappe van die regverdige, of die mens met wie dit goed gaan, en vergelyk hom met 'n boom wat by waterstrome geplant is, op die regte tyd vrug dra, en waarvan die blare nooit verdroog nie. L. Let op die lesse. Ons volgende stap is om te kyk wat se lesse ons uit hierdie gedeelte kan leer. In vandag se video gaan ons net gesels oor 2 van die lesse wat ons uit die gedeelte kan leer. As jy graag wil weet watter ander lesse jy ook daaruit kan leer, kyk dan in die beskrywingsblok hieronder vir die skakel na die artikel waar ons verder oor die eerste 3 verse van Psalm 1 gesels. Ons gaan ook sommer by elke les kyk na die G van volg, wat staan vir gaan en wees 'n doener van die woord. Hier kyk ons hoe ons dit wat ons pas geleer het, in ons lewens kan toepas. Wees versigtig met wie se invloed jy toelaat. Die eerste les wat ek raak sien is 'n les oor invloed. Ons lewens word gevorm deur dit wat ons hoor en sien, wie ons toelaat om in ons lewens in te spreek en wie se voorbeeld ons volg. In vers 1 sien ons hoe negatiewe invloed stadig maar seker veroorsaak dat ons al hoe dieper in sonde kan verval. In die 1953 vertaling van die Bybel staan in vers 1: Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van goddeloses en nie staan op die weg van sondaars en nie sit in die kring van spotters nie. Dit begin by wandel in die raad, vorder na staan in die weg en eindig by sit in die kring. Sien jy hoe die sonde stadig insluit, totdat dit nie meer iets is wat jy soms doen nie, maar iets wat 'n gewoonte geword het. As 'n mens dink aan dit wat jy toelaat om jou lewe te beïnvloed, dink meeste van ons seker aan groot dinge, wat voor die hand liggend is dat dit verkeerd is. Maar as baie keer die klein, subtiele dinge, wat ons wegtrek van die Here, juis omdat ons nie eers agterkom, hoe negatief dit ons beïnvloed nie. Dink 'n bietjie oor jou lewe. Watter stemme laat jy toe om in jou lewe in te spreek? Behoort daardie stemme aan mense en dinge wat God eer en jou nader aan hom bring? Of is dit stemme wat jou negatief beïnvloed en veroorsaak dat jy afdwaal van die pad van God? Watter stappe kan jy neem om van negatiewe invloede ontslae te raak en net te fokus op stemme wat jou nader aan God bring? Ware vreugde kom uit die woord. Die tweede les wat ons uit Psalm 1 kan leer, is 'n les oor vreugde. Ons is geneig om te dink dat 'n mens vreugde in jou lewe het wanneer jou omstandighede maanskyn en rose is. Ons dink ook dat 'n mens vreugde put uit dit wat jy besit, die werk wat jy doen,
geleenthede wat jy kry, ervaring wat jy het, ensovoorts. Maar in hierdie Psalm sien ons dat dit nie mense en dinge in goeie omstandighede is wat regtig vir ons vreugde moet gee nie, maar dat ons vreugde in God en sy woord moet vind. Ons moet nie kies om die Bybel te lees net sodat ons dit van ons doenlysie kan afmerk nie. Nee, ons moet kies om die Bybel te lees omdat ons tyd saam met die Here wil spandeer. Want dis wanneer ons tyd met hom en sy woord spandeer wat ons hom beter leer ken en waar hy begin om ons harte en gedagtes en so ook ons lewens te verander. Dink weer eens oor jou lewe. Het jy al die gewoonte aangeleer om elke dag tyd saam met die Here te spandeer? As jy ja antwoord op die vraag, waarom doen jy dit? Spandeer jy tyd met hom omdat jy voel dis jou plig? Doen jy dit sodat jy dit van jou doenlysie vir die dag kan afmerk? Of doen jy dit omdat jy regtig graag by die Here se voete wil sit en na hom wil luister? As jy nog nie gereeld tyd saam met die Here spandeer nie en jy het hulp daarmee nodig, kyk dan gerus na die Stilte Tyd skatkis wat in ons aanlyn winkel beskikbaar is. In die skatkis is daar 3 e-gidse wat jou gaan help om stil te word by die voete van Jesus, die volgmetode te gebruik om te hoor wat hy deur sy woord vir jou wil sê en om 'n gebed met hom te gesels. Maak dus sommer vandag nog 'n draai in die aanlyn winkel en kry jou Stilte Tyd skatkis sodat jy kan begin om tyd met die Here te spandeer. Die skakel na die Stilte Tyd skatkis is in die beskrywingsblok hieronder. En dis dan 2 van die lesse wat ons uit Psalm 1 vers 1 tot 3 kan leer. Onthou dat daar 'n skakel in die beskrywingsblok is na die artikel waar ons oor nog 4 lesse uit hierdie Psalm gesels. In ons volgende video gaan ons gesels oor die volgende 3 verse van Psalm 1, so wees op die uitkyk daarvoor. Deel ook sommer hierdie video met iemand anders en teken in op ons kanaal vir meer boodskappe en wenke. Baie seën vir jou en mag die Here jou help om versigtig te wees met wie jy toelaat om in jou lewe in te spreek. Mag hy jou ook help om gereeld tyd saam met hom in sy woord te spandeer, sodat jy ook jou vreugde daarin kan vind.